Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom vanoggend hier by ons in die erediens. Ek sê ten spyte van die koud en die natte nie. Al die skoolvakansie nie, dat ons nog so 'n klompie bymekaar is. Goed, dat ek vanoggend gaan net die verjaarsdag hanteer. Hier is twee baie spesiaal is. Ek dink daar's iemand wat sal hoor wat iemand anders is. Goed, waar Letty? Jy's daar agter. Twee dag van af. En dan Adrie moet jy vir jou ma vat. Ja, ma sien. Tannie. Ek is baie bly om Tannie te sien. Nou kan ek hom persoonlik aflewer. Hartlik geluk. En ek sien is daar nog iemand wat gaan verjaar.
wat ek nou gemis het eers. Lyk nie so nie. Goed. Blaas ek. Goed. Julle sien daarbo ons is so in 'n reeksie, so kort reeksie vir Paasfees. En volgende week is dit Palm Sondag, wat 'n baie besonderse deel van die lydenstyd is. En daarvandaan is dit die groot lydensweek met Witdonderdag en Opstandingssondag se eredienste. So hou dit maar dop en verder moet julle asseblief Facebook dophou en die groepe dophou. Ek waarsku net dat die groepe word bietjie opgedateer hierdie week. So as daar skielik name op die groepe verskyn, moet nie vir hulle doodskryf nie, is omdat ons die registerwerke net so bietjie die name bysit. Goed. Dan, ja, my uitdaging staan na Palm Sondag vir Opstandingssondag. Vra ek dat almal daardie Sondag wat hier gaan wees, of julle nou die paasbolletjies self bak en of jy dit nou gaan koop, bring vir my asseblief ten minste half dosyn paasbolletjies. As ons almal 'n bietjie bring, dan kuier ons almal lekker na die tyd saam. Julle sal baie bly wees om te weet, die kombuis is 99% klaar. En dit lyk regtig mooi daar binne, julle kan maar gaan loer. En hy sal weer in gebruik wees, seker teen volgende week. En ons sê baie dankie vir die NSV, vir die koster en vir almal, ekskuus hy blaas, wat deel was hiervan. Dit lyk regtig baie mooi en baie funksioneel. Hulle moet 'n bietjie gaan loer. So ons gaan hom baie gebruik. Goed. Dan dink ek dit is alles wat ek hier wil sê. Julle moet buitelug, ons gaan oefen. Ja. Die buitelug film aand is haastig op pad, so julle moet dit ook net asseblief dophou. En dan wil ek vra die senior burger onthaal. Almal moet net laat weet, al laat weet julle net met 'n WhatsApp, is dit heeltemal goed genoeg. Stuur die WhatsApp asseblief minstens net na die gemeentekantoor toe of na Amelita toe. En dit gaan 'n lang tafel wees vir die viering van Afrikaans wat al 100 jaar oud is. So ek dink ons moet almal daar wees wat uitgenooi word. Goed, ek dink dis min of meer alles. Verlede week het ek 'n ou vreeslike foutjie gemaak. Ek het net 445 in plaas van 455 opgegee. Toe Henry my mooi herinner hierdie week, so nou sing ons vanoggend, oefen ons hom gou en ons sing hom definitief in die erediens. En Henry gaan nie hierdie keer alleen sing nie. So kom ons oefen hierdie baie mooi lied. Gaan ons vers 1 en 3 sing of hoe gaan ons dit doen? As alles op daar. Nee. Ja, is hy dan. Môre julle. Kom ons sing van 455, miskien die eerste en dan die derde vers vir die oefen en dan doen ons al drie tydens die erediens. Is dit reg, Louise? Ja. Op Golgotha het Jesus al ons skuld gedra. Daar aan die kruis het hy die prys betaal. Van God verlaat het hy die diepste smart ervaar. En duisternis hang daar aan die kruis. Vers 3. En in die graf is Jesus Christus neergelê, maar uit die graf het hy weer opgestaan. Hy leef, oorwinnaar oor die dood en hel. Halleluja, ons Here leef, halleluja. Dan weer die derde vers. En in die graf is Jesus Christus neergelê, maar uit die graf het hy weer opgestaan. Hy leef, oorwinnaar oor die dood en hel. Halleluja, ons Here
Kom ons raak so oomblik stil, broers en susters, en dan gaan ons aan met ons erediens. Die Here is God, hy alleen is God. Hy spreek, hy roep die hele wêreld op, van waar die son opkom tot waar hy ondergaan. Ons God kom, hy bly nie stil nie. Voor hom uit brand 'n vuur, rondom hom woed 'n storm. Hy roep die hemel en die aarde op as getuies van sy glansryke heerlikheid. Die hemel getuig, die Here is regverdig en hy is ons God. Van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Amen.
In die bergrede in Matteus 5 herinner Jesus ons wat 'n manier ons getrou kan wees. In vers 13 tot 16 staan daar: Julle is die sout van die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander. En dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Na die woorde van die geloofsbelijdenis, maar so 'n bietjie uitgebrei op grond van 1 Korintiërs 1. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in die boodskap van die kruis. Die boodskap van die geloof is dat jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het en so word ons gered. Ek glo in die kruis van Jesus. Christus wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo dat die kruis van Christus die verlossing en die krag van God is. Deur Christus se dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap. Hy het die goeie boodskap van vrede gebring. Meer nog, hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Op Golgotha het Jesus al ons skuld gedra.
Lam van God, ik ben ons weggelei, met door een kroon, die oorgeskot van God verlaat, door beide uit, my Vader is volbring, en in die graf is Jesus Christus neergelegd, maar uit die graf het hy weer opgestaan, hy leef voor minnaar oor die dood en hel, halleluja, ons Here leef, halleluja. Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, in 2 Korintiërs 5. Ons lees vanaf vers 16 tot vers 21 en dis in die 83 vertaling. Onthou dat daar tans 'n hele paar vertalings in Afrikaans is, maar die vertalings wat ons gebruik van die Bybelgenootskap is die 53, is die ou vertaling, 83, dis die nuwe vertaling en dan die 2020 vertaling, wat die nuutste vertaling is. Maar goed, ons lees vanoggend uit die 83 vertaling. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredings nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesandte van Christus en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God, vrygespreek kan wees. Ons lees vanoggend tot sover, broers en susters. Gelukkig is elkeen wat hierdie woorde hoor, en werklik uit hierdie woorde gaan leef. Gedurig hoor ek die vraag, kan ek regtig weet dat ek gered is? Dit sal mense veral pla, hoe nader die dood kom. En dit pla hulle geliefdes. Dis 'n vraag wat elkeen van ons iewers al onsself afgevra het. En hoe moet ons dit verstaan? Hoe moet ons weet wat gebeur as jy doodgaan? En dan is daar die kwessie, en dis vir my die interessante een, broers en susters, dat, en ek onthou dit van my kleintyd af, en ek dink almal van julle onthou dit iewers, en ek sê dit baie vir die Bybelstudiegroep, dat die dominee so met sy vuiste op die kansel geslaan het, terwyl hy vir jou vertel het hoe erg die hel is. En toe ek 'n dominee word, het ek myself beloof, ek sal nie 'n enkele kind ooit bang praat nie. En ek het al baie gesê en ek sê dit weer, jy praat maar nie so bang vir die hel te my binne in die hemel praat nie. Dis nie hoe hierdie goed werk nie. Maar tot vandag toe word ons met allerlei beelde en allerlei goed wat gesê word en allerlei aankondigings oor die einde van die wêreld bang gepraat. Wat sê die Bybel? Jy kan dwars deur die Bybel gaan kyk. Kom ons begin in Openbaring. Openbaring wat vir jou sê, daar's 2 boeke. Jy word net altyd vertel van die boek van die oordeel. Het iemand jou al vertel dat daar ook 'n boek van die lewe is? En dat daar baie duidelik vir ons gesê word dat ons name reeds in die boek van die lewe staan. En die enigste ou wat daai naam uit daai boek kan haal is jy. As jy wegloop van die Here af en nie terugkom nie.
As jy jou ore en jou lewe toemaak vir die Here en besluit hy bestaan nie, jy gaan hom nie dien nie. Maar andersins is jou naam in die boek van die lewe geskryf. Paulus het vir my die mooiste beeld as hy sê, ons sou aardse tentjie vergaan, sodat ons huis in die hemel kan kry, ons permanente blyplek. En daarom, broers en susters, onomwonde, kan elkeen van ons vanoggend weet, dat dit wat na die dood gebeur, is uitgesorteer. Dis in God se hande. Maar ek is in sy hande, en ek weet waarheen ek gaan. En daardie stukkie vrede, van weet waarheen jy op pad is dit wat Paulus inbring vandag en vir ons sê, maar nou hoe leef ek met daai vrede? Dis die vraag wat Paulus vanoggend vra. Hy sê dis wat ons vir onsself moet afvra. Teoreties klink versoening en herstel en nuwe lewe baie mooi. Dit klink maklik as Paulus dit sê, nie? Maar die vraag wat die ouens in Korinthe gehad het en die vraag wat ons vandag het is, hoe maak jy dit deel van jou lewe? Hoe word dit jou lewe? En hoe leef jy daarin? As die Here vir ons gesê het, ons is die sout van die wêreld en ons is die lig vir die wêreld. Hoe doen ons dit? Daar's nie iewers 'n plan of 'n ding wat vir jou presies sê hoe al hierdie goed moet gebeur nie. Want dis nie hoe die genade van die Here werk nie. Die genade van die Here is 'n proses. Dis 'n lewende gebeure. Dis organies. Dis nie die Here vat jou, skud jou reg en sit jou op jou pad nie. Hy wil hê jy moet saam met hom leef. En daardie leef beteken jy leer, jy maak foute, jy val, jy staan op, maar jy vertrou in die herstel wat die Here elke dag in ons lewens bring. En die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, en eintlik 1 en 2 Korintiërs is ons 'n baie mooi voorbeeld hiervan. Daar was nie vrede tussen Paulus en Korinthe nie. As 'n mens deur hierdie briewe lees, of dit nou 1, 2 of 3 briewe is hier, niemand weet presies nie. Of daar iewers 'n brief in die middelkort wat dalk weggeraak het omdat dit so kwaai was, dit weet ons ook nie. Maar Paulus en Korinthe het nie vrede met mekaar nie. Van Korinthe se kant af. En dis hoekom Paulus begin met die ding van, moenie met menslike maatstawwe werk nie. Van hulle kant af het hulle 'n probleem gehad. Hulle het gesê, Paulus hou nie by sy woord nie. Paulus het gesê, hy kom terug na hulle toe, hy was nog nie daar nie. Hulle neem nie in ag wat Paulus se omstandighede is nie, maar hulle is kwaad vir hom. Dan sê hulle ook, daar's ander ouens wat hier in die gemeente ingekom het, wat baie beter lyk as hy, wat baie beter klink as hy, en hulle sal liewers by hulle bly. En dan kom Paulus en hy sê vir hulle, ek weet ons verhouding is gespanne. Ek weet vanuit 'n menslike oogpunt, is ek nie noodwendig alles wat julle wil hê nie. Maar, as die Here na ons kyk hy na iemand wat hy gestuur het, om die evangelie te verkondig, en die krag daarvan te getuig. En kyk hy na 'n gemeente, wat alles ontvang het, om werklik gemeente te wees, om hierdie lig te wees, om hierdie sout te wees. As mens en apostel, kom hierdie goed nie lekker vir hulle by mekaar nie. Maar dan leer Paulus hulle iets, hy sê, maar as ek na julle kyk, van my kant af, beoordeel ek julle nie met menslike maatstawwe nie. Want ek kan nie, want God kyk anders na julle. Hy kyk na hierdie gemeenskap van gelowiges. Ja, mense wat nog sondig, maar mense wat reeds gered is. Mense wat in die herstelproses is. Mense wat elke dag nuut gemaak word. Mense wat vergewe is. En dis van waar almal van ons moet kyk. As ons na onsself kyk, as ons na mekaar kyk,
as ons na 'n gemeente kyk en 'n gemeenskap kyk. Ons kyk vanuit die oogpunt van die Heilige Gees, wat hier tussen ons is, wat in ons is, en wat ons kom leer, wat beteken nuwe lewe en versoening. Versoening is 'n proses. En dis nie 'n proses van God wat wonder of hy jou moet versoen met hom nie. Dis 'n proses van ons wat moet word, wat God reeds sien ons is. Dis 'n kwessie van, daar's 'n klomp potensiaal in elkeen van ons. En ons moet leer om tot by daai potensiaal te leef. En dit doen jy net deur in die lig te lewe en die lig te dra. En die sout te wees en kos en die wêreld 'n beter plek te maak. Paulus besef dat ons moet iets nuuts verstaan. Dit gaan nie net oor ons wat hier by mekaar is, of gelowiges hier op aarde nie. Dit gaan nie net oor God, wat ons koning is, en wat heers nie. Dit gaan oor hierdie twee goed tegelyk. En dis hoekom, as ons die opsomming van die wet het, gaan dit oor God se eer, en ons wat mekaar dien. Gaan dit oor God se liefde deur ons. En dis wat hy hier vir hulle probeer sê. Julle kan nie loskyk, na hierdie goed loskyk nie. Julle kan nie na my en julle verhouding kyk, sonder om te sien wat God se verhouding met ons is nie. Mens kan nie in isolasie kyk na jou verhouding met God nie. Want daar moet iets gebeur in jou lewe. Daar moet 'n uitloop wees, 'n verandering wees, 'n proses van herstel wees in jou lewe op grond van God se liefde. Hierdie twee verhoudinge is altyd met mekaar verbind. Ek wil 'n derde een daarby sit, wat is God en ek en my medemens. En daardie verhoudinge, kyk 'n mens nooit los van mekaar nie. Nie een in isolasie nie, maar altyd in hierdie organiese verband, waar die goed tegelyk gebeur. Dan doen Paulus 'n baie interessante ding. Hy vat Jesus Christus as voorbeeld. En hy sê vir hulle, onthou julle wat het gebeur? Mense het na Jesus gekyk, met hulle menslike oë en menslike maatstawwe, en hulle het gesê, ja, hy is dalk 'n profeet. Maar weet julle, ons dink eerder hy's 'n gek. Hy maak van homself 'n gek in hierdie wêreld. En uiteindelik is die plek waar almal tot besef gekom het wie Christus werklik is, sy kruis. Want in die kruis van die Here sien jy die twee goed tegelyk. Jy sien God wat sonde straf, onomwonde, en dis hoe erg dit is. En jy sien ook die genade van God. Want Jesus het in ons plek kom staan en hy het in ons plek ingetree en die straf gedra. En nou het sonde 'n nuwe betekenis en lewe het 'n nuwe betekenis en dood het 'n nuwe betekenis. En vanuit dit kom daar vir ons elkeen redding en verlossing. En die Here het so ver gegaan dat hy sy gees by ons gelos het. Sodat ons nooit hoef te wonder of hy hier is en of hy verstaan. Want God is in ons lewens en in ons wêreld teenwoordig om saam met ons hierdie pad te loop. Om vir ons te leer wat sy wil is. Hy het sy woord by ons gelos, sodat ons daaruit kan lewe vind. En ons antwoorde vind. En ons pad loop. En al hierdie dinge verander hoe jy na jouself en na die wêreld en na jou verhouding met God kyk. Want as ons verstaan dat God kom met liefde, God kom met genade. Dis nie God se bedoeling om te straf nie, sy bedoeling is om te red. Dan verander mense hele wêreld. En jou denke oor hierdie wêreld verander. Hy praat van herstel en nuwe lewe, of vernuwe. En dit is waarmee ons besig is, broers en susters. Om elke dag
nie te begin. Om elke dag te besef, hierdie dag se genade is ingebou, sodat ek werklik daaruit kan gaan leef. Christus het hierdie proses aan die gang gesit. Hy het gekom om skepper en skepping met mekaar te versoen. Maar dit is 'n proses, dit het nie eensklaps gebeur en nou is dit verby nie. Net so is ek en jy nog 'n projek waaraan daar gewerk word. En so is elke mens. Ons is nie volmaak nie. Ons maak liderlike foute. Ons sondig. Ons bly stil wanneer ons nie met stil bly nie. Ons hardloop weg. Ons 'n klomp goed wat ons doen. Wat mense verwag dat iemand wat so vernuwe is en so herstel is, nie sal doen nie. Die probleem is net, broers en susters, ons vergeet. Ons is projekte wat nog aan die gang is. En dat dit 'n verhouding is. En dat jy in hierdie verhouding leef en asemhaal en groei en word. Dat God te gelykertyd hier by my teenwoordig is, in my is en in die ganse heelal. Dis genoeg om my te laat verstaan dat daar aan my gewerk word en dat ek moet leef tot die potensiaal wat God in my sien. Dat ek net nooit by volmaak gaan uitkom nie. Want dis nie vir ons gegee op aarde nie. Maar dat ons leef uit 'n hemelse werklikheid wat nou reeds verander wie ek is en waarheen ek op pad is. En Christus het God se hande uitgesteek. En hy het met hierdie skepping van hom besig geraak. En hy het met ons besig geraak om ons uit te bring waar hy wil hê ons moet wees. Wat treffend is van hierdie stukkie verhaal tussen Paulus en Korinte, is dat daar 'n oop einde is. Ons weet nie of die verhouding ooit 100% herstel is. Of Paulus dalk miskien 'n kans gehad het om daar te kom nie. Ons het net dit wat ons voor ons het. Dis 'n verhaal met 'n oop einde. Miskien moet ons iets daaruit leer, broers en susters. Elke mens se verhaal met God is 'n verhaal met 'n oop einde. Want God is net nooit klaar met ons nie. Daar kom nie 'n punt waar hy terugstaan en sê, weet jy is nou wat jy is en ek los vir jou nou net hier nie. Hy sal dit nooit doen nie. Sy liefde vra dat hy met ons sal bly werk. Dat hy sal bly vergewe. Dat hy ons sal bly herstel. Daar is altyd, in enige situasie, die potensiaal vir herstel en vernuut word. Dit is belangrik dat ons onthou, broers en susters, dat dit, as dit ek is, as dit iemand anders is, as dit 'n situasie is, dat ons nie sal ophou hoop in daardie omstandighede nie. Want alles het nog 'n oop einde. Die Here sit net nooit 'n punt agter 'n mens se sin nie. Dit is altyd 'n kommapunt. Want hy is net nooit klaar met ons nie. Daar's altyd potensiaal vir vernuwing en herstel en 'n nuwe begin en versoening. Maar dis die terrein van die Heilige Gees. In daardie situasie en daardie omstandighede vra dit van my selfondersoek. Dit vra van my diepe denke, dit vra van my gebed. En dit vra van my om toe te laat dat die Heilige Gees in hierdie situasie, in my en in iemand anders, en in moeilike omstandighede sal werk. En dat ons die geduld sal hê om die Gees toe te laat om daar te werk. Want waar die Gees is daar altyd eenvoudig 'n potensiaal vir vernuwe en verander. Die geheim is net, broers en susters, ons moet soms so 'n bietjie by onsself verbykom, né? By ons eie ego en ons eie seer en ons eie bekommernisse, ons kwaad, alles wat daarmee saamgaan. En ons moet die Gees toelaat om hierdie herstelproses te laat gebeur.
Paulus sê 'n baie belangrike ding hier. Hy sê, dis alles die werk van God. Hoe graag wil ons tog nie op God se terrein gaan rondspeel nie. Wil ons nie gaan inmeng waar ons nie moet inmeng nie. Wil ons gaan besluite neem wat dit nie ons sin is om te neem nie. Hierdie goed hang nie van ons af nie, broers en susters, dit hang van God af. En ons moet eerder vra, wat wil God hê? Wat wil hy hê met my volgende tree wees? Wat wil hy hê moet ek volgende doen? Want die pad kies God. Die liefde vir hierdie nuwe lewe en hierdie herstel gee God. Die genade wat nodig is, kom van God af. Ek moet luister en ek moet gehoorsaam wees en ek moet die pad loop wat die Here vir my kies. En omdat die Here presies weet wie ons is, hy het aan die kruis kom hang vir ons, is hierdie 'n aanhoudende proses. 'n Proses van herstel en nuut word en anders dink en anders leef. Dis 'n proses van aanspoor en optel. Partymal moet die Here jou so uit die stof uit gaan optel en vir jou afskud. En dan moet hy jou help om heel te word wat jy stikkend, voordat jy die volgende tree kan gee. Maar wat ons vergeet, broers en susters, ons laat die ruimte vir dit vir onsself, maar ons laat nie die ruimte daarvoor vir ander mense nie. Soms moet ons net herinner word daaraan, dat die oop einde wat God vir my het, is die oop einde wat hy vir iemand anders het. Dit bly net 'n mens se keuse, om te besluit of jy dit gaan kies of nie. God kom sit dit voor jou neer. Hy kom gee vir jou 'n nuwe lewe, 'n nuwe toekoms, 'n hemelse heerlikheid, alles daarmee saam. En dan vra hy vir jou om dit te kies, om dit vir jouself te vat, en om daaruit te gaan lewe. Dis hoe God se genade werk met my en met jou en met almal anderster. En ons kan nie een stel reëls verwag vir een groepie mense en 'n ander stel reëls vir 'n ander groepie mense nie. Dis nie hoe die Here werk nie. Die genade wat hy aan jou bewys hy ook aan ander. Daardie keuse wat elkeen van ons het, waarin ons sê, ja Here, daardie keuse het elke mens op aarde. En dis die krag van die evangelie. Dis die krag wat hier tussen ons aan die werk is, deur die woord en die Heilige Gees, wat in staat is om al hierdie goed te verander. Dit gaan nie hier oor hoe slim ons is, hoeveel ons weet, hoe wys ons dink ons is nie. Dit gaan nie eers hier oor goed soos 'n aangeplakte nederigheid nie. Niks van daardie goed verander die lewe nie. Die genade van God verander die lewe. Die kragtige werking van die Heilige Gees in jou lewe verander dit. En daardie moontlikheid, daardie potensiaal is daar vir elke mens. Nie net vir my en jou nie. Die Gees se werk gaan nie net daaroor om jou kop te verander, of om jou hart te verander, of om jou emosioneel sterker te maak nie. Die werk van die Heilige Gees gaan daaroor dat hy vir jou in die koninkryk van God sit en dan vir jou vra, gaan leef hierdie waarheid elke dag. Gaan leef soos iemand wat aan God behoort. Soos iemand wat in Jesus Christus se huis gesit is. Gaan leef dit daar in die wêreld. Moenie dat iets jou bang maak nie. En as jy val, weet dat jy gaan opstaan. As jy foute maak, weet dat dit reggemaak kan word. Vergewe is 'n ding wat die Here elke dag bereid is om met elkeen van ons te doen. Ons moet hom net op sy woord vat, broers en susters. As die Here vir jou sê, jy is gered, hoekom sal jy twyfel? As die Here vir jou sê, ek het vir jou 'n plek gereed gemaak, hoekom sal jy twyfel? As die Here vir jou sê, ek is by jou elke dag, hoekom twyfel ons? Hoekom soek ons ander goed om aan vas te hou? As die Here sê, ek
ek het julle werklikheid, julle lewens verander. Wys dit net vir ander mense. Leef net soos iemand wat regtig by my wil wees, want dit is wat ons veronderstel is om te doen. Die Bybel praat van 'n nuwe geboorte. En onthou julle hoe Nikodemus gesukkel om dit te verstaan. Nou ons sukkel net so. Maar dit is 'n lewe gebore uit die krag wat die Heilige Gees in jou lewe bring. Gebore uit genade en vergifnis. 'n lewe wat anders lyk as wat 'n mens dink dit moet lyk, omdat dit uit God se hand kom. Maar nou is die vraag, 'n nuwe geboorte tot wat? En die antwoord is, dat ons sal leef in hierdie nuwe koninkryk wat God gebring het. Dat ons nou in geloof sal leef, omdat ons dit nie nou al werklik kan sien nie, maar eers eendag sal sien. En daardie eendag is wanneer jy deur die dood loop, asof dit 'n deur is. En jou huis gaan opneem in die hemel. Dis die werklikheid waarmee ons leef, broers en susters. En daardie, ek wil dit toekomsenergie noem. Dit wat vanuit daar vooruit kom terug na jou lewe toe. Dis 'n stuk toekomsenergie wat jy so 'n bietjie in jou lewe moet aanwend. Jy kan dit nie in 'n bottel sit en iewers op 'n rak gaan sit nie. Dis iets wat jy moet opgebruik. Dis iets wat jou moet aanspoor, jou moet inspireer. Jy moet lei op die pad wat die Here wil hê jy moet doen. En dit begin, dis 'n hele proses. Stelselmatig verander my denke, my woorde, my dade, my hele lewe. En dan val ek weer terug asof ek niks weet nie. Dan begin ek weer van voor af. En ek vorder op hierdie pad en ek groei. En ons almal weet groei is nie maklik nie. Groei is seer. Maar ons het nodig om dit te doen. Ons het nodig om die lesse van die lewe te leer. Om te leer vertrou op die Here. Om te aanvaar dat hy in beheer is. Om te sorg dat ons loop op die pad wat hy vir ons gekies het. Wat die Here van ons vra is om anders na onsself en anders na ander mense te kyk, omdat hy anders na ons kyk. Gaan lê weg die menslike maatstawwe. Die goed wat menslik belangrik is. En gaan vra wat is belangrik vir die Here. Wat is dit wat ek moet gaan toepas, omdat Christus alles kom verander het. Omdat die kruis oorwinning is. En die kruis genade is. En die opstanding oorwinning is. En ons reeds oorwin het, omdat ons saam met Christus gesterf het, en saam met Christus opgestaan het. Gaan leef soos 'n oorwinnaar. Nie met menslike trots en ego en wat ook al nie, maar met 'n dankbaarheid en 'n nederigheid. Want as ek moes kies, het ek nie myself gekies nie. As ek moes kies, was daar bitter my mense wat ek sou gekies het. Genadiglik kies die Here en nie ons nie. En nou is dit altyd interessant, broers en susters, dat as ons verstaan dat hierdie proses en hierdie gebeure is so radikaal, dat die wêreld het eintlik heeltemal verander omdat die kruis so gaan staan het in die pad. Nou sal ons probeer om ons hierby verby te kom op 'n manier, nie? Om verskonings aan te bied. As die Here sê almal kan gered word, dan sê ons hier in ons agterkop, nee Here. Ek dink net 'n klein groepie. Daar's 'n klomp ouens wat nie kwalifiseer nie. As die Here vir ons sê jy moet verander en jy moet anders dink en jy moet anders doen, dan dink ek so hier in my agterkop aan myself, weet jy, as ek 'n paar klein veranderingkies aanbring, miskien sal dit goed genoeg wees. Ons minimaliseer en ons dink verskonings uit, want hierdie proses is ingrypend. Dis radikaal. En dit moet gebeur. Ek moet verander.
Ek moet anders dink, ek moet anders lewe. Ek moet anders na my wêreld kyk. Ek moet leer om wat menslik is af te staan en te begin dink soos wat God wil hê ons moet dink. En soos wat God wil hê ons moet lewe. Jesus Christus sluit elke mens in. Hy maak die onmoontlike moontlik. Hy gee oorwinning aan mense wat eintlik net mislukking is. Hy vat ons in al hoort ons nie daar nie. Hy maak ons deel van God se huisgesin. Al kan ons dit nooit self verdien nie. En hy sê vir my en jou, ek gee nog my krag vir julle, ek gee my gees vir julle. Ek stel julle in staat tot al hierdie goed. Want ek weet wie julle kan wees. Ek weet wat julle potensiaal is. Hierdie krag, hierdie toekomsenergie, dis my geskenk aan julle. Gaan leef met dit, gebruik dit op. Moenie wegskram van die impak van al hierdie goed nie. Paulus sê ons moet radikaal verander. En al hoe dit gebeur is, gee myself oor aan God se proses. Ek vat myself uit die pad uit en ek gee myself oor. Daar's genoeg voorbeelde, broers en susters, dat die krag van die kruis en die krag van die gees aan die werk is in ons wêreld. Dat daar Christene is op plekke waar hulle doodgemaak word en hulle vlug nie, hulle bly staan. Dat daar mense is wat uit goed soos verslawing kan uitstap en nuwe mense word. Daar's mense wat voor ons oor radikaal hulle lewens verander en dan sukkel ons om dit te glo. Jy het al radikaal verander. Jy het al by 'n punt gekom waar jy 'n klomp goed moes afstaan. Moes anders dink en anders begin leef. En nie omdat die tyd of die mensdom dit van jou gevra het nie, maar omdat God dit van jou vra. Is jy in staat tot daardie proses? Nee. Dis goed, dis alles goed. En so moet ons leef, met 'n opregte, dankbare hart, met 'n opregte nederigheid, wat kom uit hierdie besef van, ek kan niks vir myself nie, dis alles die Here. Mag ons so gaan leef, en mag ons so vir ander mense die ruimte gee, vir hulle minstens die geleentheid gee, om te kan verander. Mag ons vir mekaar bid, mag ons mekaar vertrou, en mag ons gaan leef uit God se genade, en mag ons hierdie toekomsenergie van nou af opgebruik in alles wat ons doen. Amen. Kom ons sluit ons oë in 'n dankgebed. Here ons God, as ons die woord ernstig opneem, is daar soveel goed wat U vir ons gee, tot ons beskikking stel. Maak U die lewe vir ons regtig moontlik. Here, ons dank U vir U wat teenwoordig is by elkeen van ons. Ons dank U vir die krag van die evangelie en die wonder van die kruis. En U weet dit dat ons nie alleen is nie, maar saam met U is, omdat U kies om by ons te wees. Laat ons kies om by U te wees. Here, gee vir ons die gereedskap wat ons nodig het, om anders na onsself te kyk en anders na ons wêreld te kyk. Om te aanvaar dat die genade wat U vir my gee, ook die genade is wat U aan iemand anders bewys. En Here, dat ons mekaar so ruimte maak. Baie dankie vir die voorreg wat ons het om met U woord besig te mag wees. Om elke dag te besef hoe min ons weet, hoeveel ons kan leer, hoeveel ons het om te gee, hoeveel moed en geloof en hoop U vir ons gee, om net elke dag uit te gaan en lig en sout te wees. Here, baie dankie dat ons vanoggend ook in lydingstyd selfondersoek kan doen. Dat ons regtig kan besef, Here, daar's goed in my lewe wat verhoed dat ek by U uitkom. My eie selfsug, my hardkoppigheid, my ego, alles staan in die pad
van my verhouding met U. En ek bid, Here, dat U vir ons die wysheid en die insig sal gee om te weet waar moet ons verander. Hoe moet ons hierdie nuwe lewe aanpak? Hoe moet ons leef met hierdie toekomsenergie? Wil U met ons wees, Here, ook in hierdie week, as die kinders terug gaan skool toe, en al die dinge weer begin, dat ons sal onthou waarmee is ons besig. En nie so verstrengel raak in die lewe, dat ons vergeet, dat ons eerste aan U behoort. Dankie dat U met ons gaan en dat U vir ons wysheid gee. Ook in alles wat ons as gemeente doen, dat U dit sal seën, Here. Dat dit sal wees dat ons besig is om U koninkryk te leef en U lig te dra. Wees met ons ook in hierdie belangrike opdrag. En gee, Here, dat ons liefde altyd sal oorwin. Dat U genade altyd by ons is. En dat U liefde ons rig. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen. Amen.